Hartlike goeiemôre op hierdie spesiale oggend. Welkom by Antipas Gereformeerde Baptiste Gemeente se erediens. Wees gegroet in die kosbare, die verhewe naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons Here. Dit is vir my regtig 'n vreugde om vir julle welkom te sê op hierdie spesiale oggend, goeie Vrydagoggend. 'n Oggend soos hierdie is nie 'n normale vakansiedag nie. Die fokus is nie op die paashaas en paaseiers nie. Ons weet, ons is hier saam om te herdenk waar Paasfees regtig gaan. Naamlik ons Here Jesus Christus en spesifiek sy kruis dood ter wille van ons verlossing. Ek vertrou dat julle elkeen julle harte voorberei het om voor die Here te verskyn in aanbidding vanoggend, soos wat ons dan hierdie belangrike geskiedkundige gebeurtenis herdenk, waardeur daar vir ons vergifnis, verlossing van sonde gekom het, waardeur ons versoen is met 'n heilige God, waardeur ons vrygemaak is van God se komende oordeel oor sonde en ook verkry het deur die geloof, 'n ewige lewe en 'n ewige erfenis in die hiernamaals. Mag God homself verheerlik vanoggend en ook ons elkeen verkoop in ons tyd van aanbidding saam. Is heerlik om julle elkeen hier te sien vanmôre. Ons hemelse Vader, is so groot vreugde, so groot voorreg om op hierdie dag saam te kan kom met medegelowiges, boeties en sissies in die geloof, om hierdie spesiale historiese gebeurtenis te herdenk, naamlik u kruisiging. Here, ons wil die lof, die eer, die aanbidding van ons harte bied aan u, Here, vir die kruis van ons Here Jesus Christus. Vader, dat u voor die skepping van die wêreld alreeds die redding van 'n oorblyfsel beplan het, met volmaakte kennis dat die sondeval sou gebeur. Here, dat u beplan het en hulle verlossing initieer het, voordat u begin skep het. Dat u, Here, u eniggebore seun, die Here Jesus Christus, die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid gestuur het, aarde toe, om hulle verlossing te verdien. En Heilige Gees, dat u daardie verlossing wat Jesus verdien het deur sy kruiswerk, sy plaasvervangende dood aan die kruis, sy liggaamlike opstanding vanuit die dode, dat u dit kom toepas het in ons lewe. Ons eer u daarvoor. Het is geen wonder dat Paulus uitroep in Romeine 11 vers 33, oor die diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is die oordeele, hoe onnaspeurlik u wee. Ons eer u daarvoor, Here. Ons betoon ons dank, Here Jesus, dat u nie teruggedeins het in u op menslike vlak vir die skande, die skaamte, die pyn van die kruis nie, soos Hebreërs 12 vers 2 vir ons sê, vir die vreugde wat u voorgehou was, het u die skande van die kruis verag, en u het die kruis weggestap namens ons, in ons plek gestaan, die straf wat ons moes verduur vir ons eie sonde, het u op u self geneem, die skuld wat ons moes dra, het u gedra, u het dit ten volle betaal, die heilige woede van 'n heilige God oor sonde het u versadig namens ons, en ons eer u daarvoor, dat daar nou meer geen veroordeling vir ons is in Christus Jesus deur die geloof nie, op grond van dit wat u gedoen het. Seën die verkondiging van u woord vandag, Here. Mag die woord lewe in ons gehoor en in ons harte, asseblief, Here. Seën ook ons tyd van lofprysing en ook ons gebruik van die heilige nagmaal. Kweek in ons vanoggend deur alles wat ons meemaak, Here, 'n egte, 'n gepaste, 'n hernuide waardering vir die kruis van ons Here Jesus Christus. En dit is my gebed, Vader, my opregte gebed, dat u heerlikheid aan ons sal vertoon vanmôre in ons viering van u kruiswerk. Hierdie dinge vra ons in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons Here Jesus Christus het die nagmaal ingestel die aand voor sy kruisdood. Hy het dit aan sy disippels gegee
en dan ook as 'n instelling vir ons as 'n gemeente om gereeld te vier in herinnering van sy plaasvervangende kruisdood wat hy dan sou sterf. Die kruis is 'n baie wrede manier om tereggestel te word. Waarskynlik een van die mees ergste maniere waarop jy iemand kan doodmaak. Maar dit dui op twee aspekte. Die gedagte dat ons ongelooflik vyhandig is teenoor God. God stuur sy geliefde seun vir ons en ons belaster hom, ons verag hom, ons glo nie in hom nie en ons maak hom dood. 'n tweede aspek is die omvang van ons sonde is so verskriklik groot dat dit net 'n kruisdood sou verg om te betaal vir daardie sondes. Wanneer ons die nagmaal bedien, dan rig ons ook 'n waarskuwing uit aan die mense wat deelneem daaraan. Die nagmaal is net bedoel vir mense wat wedergebore is. Mense wat disippels is van Jesus Christus. Met ander woorde, dit is mense wat in God glo, en Jesus glo as hulle verlosser en hulle Here, en 'n lewe leef van bekering en geloof. So indien jy onseker is hieroor, moenie die nagmaal gebruik nie. Ons gaan niks snaaks van jou dink nie. Dit is inteendeel 'n persoonlike handeling tussen jou en God, en dan saam as 'n gemeente teenoor God. Daarmee saam met die waarskuwing, wil ek julle ook aanmoedig. Ons is nie sondeloos perfek nie. Die nagmaal is nie net vir mense wat perfek is nie. Die Bybel leer ons duidelik dat ons geloof is 'n proses. God begin ons geloof en hy werk met ons tot aan die volëinding van daardie geloof. Maar met 'n ingesteldheid van nederigheid en die feit dat ons teen die sonde stry, kan ons dan met vrymoedigheid die nagmaal gebruik. So die uitnodiging is dan dat enigiemand die nagmaal kan gebruik mits hulle gelowiges is, mits hulle disippels is van ons Here Jesus. Enigiemand wat van buite afkom, wat in 'n ander gemeente is, mag ook die nagmaal saam met ons gebruik. Die vereiste is maar net wedergeboorte. Wanneer jy kies om die nagmaal te gebruik, dan lê jy 'n getuienis af, 'n publieke getuienis in die teenwoordigheid van getuies, dat jy die plaasvervangende kruisdood van Jesus jou eie maak. En jy doen dit so in geloof. Jy glo in God as jou verlosser en jou saligmaker. Kan die diakens asseblief na vore kom om die elemente vir ons uit te deel? Ek gaan vra dat as ons die elemente gebruik, dat ons dit gesamentlik gebruik, so wanneer jy dit kry, staan net vas, en dan sal ons dit as 'n gemeente saam gebruik. Terwyl die diakens die elemente uitdeel, gaan ek vir ons lees uit Markus 15. Markus 15 vanaf vers 1. En dadelik, die oggend vroeg, het die leierpriesters en die familiehoofde, die skrifkenners en die hele Sanhedrin beraadslaag. Hulle het Jesus geboei, weggeneem en aan Pilatus uitgelewer. Pilatus vra hom toe, is u die koning van die Jode? Hy antwoord hom, u sê dit. Die leierpriesters het hom van baie dinge beskuldig. Pilatus vra hom toe weer, antwoord hy niks nie? Kyk hoeveel beskuldigings bring hulle teen u in. Maar Jesus het steeds niks geantwoord nie, sodat Pilatus verwonderd was. Tydens elke fees het hy vir hulle op hulle aandrang, op hulle versoek, een gevangene vrygelaat. Daar was 'n man met die naam Barabbas, wat gevange geneem is, saam met die rebelle wat moord gepleeg het tydens 'n opstand. Die skare het na Pilatus gegaan en gereed gemaak om hom te vra, soos dat hy gewoonlik so sal optree. Pilatus vra hulle toe, wil julle hê dat ek vir julle die koning van die Jode vrylaat? Hy het immers geweet dat die leierpriesters hom uit afguns oorgelewer het. Die leierpriesters het die skare egter opgestook dat hy eerder Barabbas vir hulle moet vrylaat. Pilatus het hierop gereageer en weer vir hulle gevra, wat wil julle dan hê moet ek doen met hom wat julle die koning van die Jode noem?
Hulle het opnuut geskreeu, kruisig hom. Pilatus vra toe vir hulle, watter kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle het nog harder geskreeu, kruisig hom. Pilatus wou die skare tevrede stel en het vir Barabbas vir hulle vrygelaat. Maar Jesus het hy laat gesel en hom oorgelewer om gekruisig te word. Die soldate het hom weggelei, die paleis, naamlik die Praetorium, binne en die hele kohort soldate byeengeroep. Toe trek hulle vir hom 'n purperrooi mantel aan, sit vir hom 'n doringkroon op wat hulle gevleg het, en het hom spottend gegroet, gesê, gegroet koning van die Jode. Hulle het hom herhaaldelik met 'n riet oor die kop geslaan en op hom gespoeg en knielend aan hom eer bewys. En nadat hulle hom bespot het, het hulle die purperrooi mantel afgehaal en sy boklere vir hom aangetrek. Hulle lei hom toe weg om hom te kruisig. Hulle het 'n verbyganger, 'n sekere Simon van Sirene, wat van die platteland af gekom het, die vader van Alexander en Rufus, gedwing om sy kruis te dra. Hulle bring Jesus toe na die plek Golgotha, wat as dit vertaal word beteken kobbeenplek. Hulle wou hom wyn gemeng met mirre aanbied, maar hy het dit nie geneem nie. Toe kruisig hulle hom en verdeel sy boklere, deur daaroor te loot oor wie wat sou kry. Dit was die 3de uur toe hulle hom gekruisig het. Die inskripsie van die aanklag teen hom is bo hom aangebring, koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een aan sy regterhand en een aan sy linkerhand. Die verbygangers het hom gelaster terwyl hulle koppe skud en sê, ha, hy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself, kom af van die kruis. Op dieselfde manier het hulle ook die leierpriesters saam met die skrifkenners spottend vir mekaar gesê, ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons kan sien en glo. Ook hulle wat saam met hom gekruisig is, het hom beledig. Toe die 6de uur aanbreek, het dit oor die hele aarde donker geword tot die 9de uur toe. Op die 9de uur het Jesus met 'n harde stem uitgeroep, Eloi, Eloi, lema sabachthani, wat as dit vertaal word beteken, my God, waarom het U my verlaat? Toe sommige van die omstanders dit hoor, sê hulle, kyk, hy roep Elia. Iemand het gehardloop, spons met suurwyn deurweek, en dit op 'n riet gesit en vir hom gehou om te drink, met die woorde, wag, laat ons sien of Elia hom kom afhaal. Jesus het met 'n harde stem uitgeroep en sy asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die heiligdom is in 2 geskeur, van bo tot onder. Toe die centurio, wat reg oorkant hom staan het, hom sien sy asem uitblaas, het hy gesê, hierdie man was werklik seun van God. So wanneer ons die nagmaal gebruik, breek ons die brood. Die brood is 'n simbool van Jesus se liggaam wat gebreek is. Hy het ons sonde gedra. Volgens Jesaja 53 vers 6 staan daar, ons sonde is op hom neergelê. Sy liggaam wat gebreek is, dui ook op die feit dat hy die straf vir die sonde namens ons betaal. Dat hy die toorn van 'n heilige God namens ons versadig. En dat hy die mag van die sonde namens ons verbreek. Markus 14 vers 22 staan daar, terwyl hulle eet, het hy die brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, dit gebreek en het vir hulle gegee en gesê, neem dit is my liggaam. Kom ons eet die liggaam. Die wyn is 'n simbool van Jesus se bloed wat gevloei het.
Daardie bloed wat die sondeskuld afwas en wat ons gewetens reinig, sodat ons nie voortleef in dooie werke nie. Markus 14 gaan voort in vers 23. Hierso staan: toe hy die beker geneem het, het hy gedank en vir hulle gegee. Hy het almal daaruit gedrink. Hy het vir hulle gesê: dit is my bloed, die bloed van die verbond, wat vir baie uitgegiet word. Amen. Ek sê vir julle, ek sal beslis nie meer van die vrug van die druiwestok drink, tot daardie dag, wanneer ek dit opnuut in die koninkryk van God sal drink nie. Kom ons sluit die oë en dan doen ek vir ons 'n gebed. O Here God, ons is verslae wanneer ons herdenk dat U vir ons aan die kruis gesterf het. 'n wrede dood in ons plek, sodat ons voor U regverdig mag wees. Watter groot liefde, watter groot genade kan ons van U ontvang. Mag ons dit nooit vergeet nie. Amen. Ons eer die Here vir Ferdi, die musiekspan, baie dankie vir julle bediening vanoggend. Daar's nie regtig menslike woorde vir die diepte en die gewydheid van dit wat nou gesing was en dit wat ons nou met die nagmaal herdenk het nie. Dit is iets kosbaar en ek hoop dit is vir julle elkeen van groot waarde, dat dit julle herinner aan dit wat Jesus vir ons gedoen het. Julle kan julle Bybels oopmaak by Markus hoofstuk 15 vanaf vers 21 tot 39. Markus hoofstuk 15 vanaf vers 21. Die tema van hierdie gedeelte wat ek vanoggend op hierdie spesiale oggend met julle wil behandel is natuurlik die kruisdood van ons Here Jesus Christus. Waarom, gemeente, herdenk ons Jesus se kruisdood en sy opstanding jaarliks op Paasnaweek? Waarom? Wel, daar's verskeie redes. Die eerste rede is weens onkunde, sodat niemand wat die naam van Jesus Christus bely onkundig sal wees oor dit wat Jesus vir ons verlossing gedoen het nie. Ek meen, wanneer die apostel Paulus die evangelie beskryf in 1 Korintiërs 15 vers 3 en 4, dan sê hy die kern van wat ek ontvang het en wat ek aan julle gegee het is dit, dat Jesus Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, begrawe is en op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte. Jesus se kruisdood en sy opstanding is volgens Paulus die kern, die hartjie van die evangelie en niemand behoort onkundig te wees met betrekking tot dit wat gebeur het op daardie naweek. Spesifiek daardie Vrydag op Golgotha nie. Nog 'n rede waarom ons dit jaarliks herdenk is ongeloof, of 'n teenvoeter teen ongeloof liewer. Want daar is heelwat deur die eeue gewees en veral in ons dag wat die gebeure rondom Goeie Vrydag en Opstanding Sondag bevraagteken. En ons kyk hierna en herdenk dit, sodat elkeen wat die naam van Jesus bely mag kom tot 'n vaste oortuiging dat hierdie is 'n historiese werklikheid. Dit het geskiedkundig gebeur. Jesus het hierdie dinge deurgemaak ter wille van ons verlossing. Maar 'n derde rede, en 'n rede wat ek vanoggend wil beklemtoon, en toevallig, soos die Here dit beskik het, wat ons nou ook oor gesing het, is om te onthou. Nie net onkunde nie, nie net ongeloof nie, maar dat ons sal onthou dit wat Jesus vir ons meegemaak het. Deur sy kruisdood, deur sy opstanding, ter wille van ons verlossing. En kyk, Jesus het die aand voor sy kruisiging die nagmaal ingestel. En volgens Paulus in 1 Korintiërs 11, verse 24 en 25, het Jesus dit ingestel met hierdie woorde:
hierdie is my liggaam, terwille van julle, eet dit om my in herinnering te bring. Dieselfde met die beker na die ete, hy het gesê, hierdie is die beker, die nuwe verbond in my bloed, drink dit, so dikwels as julle daaruit drink, om my in herinnering te bring. Ons vier die nagmaal gereeld, soos ons dit nou vanoggend gevier het, om Jesus se kruis in herinnering te bring. En dis ook hoekom ons jaarliks Jesus se kruisdood vier, en kyk na die gebeure van Golgotha, sodat ons sal onthou. Altyd onthou, dat dit nooit sal vervaag in ons geheue nie. En dis ook hoekom Markus vir ons hierdie verhaal opgeteken het as deel van sy historiese rekord van die evangelie. En ons gaan vanoggend vanuit Markus se rekord kyk na twee aspekte van Jesus se lyding op Golgotha. Twee aspekte van Jesus se lyding, baie voor die hand liggend vanuit die teks, dit is Jesus se kruisiging en ook sy sterfte. En as die Here wil en hy vertoef om te kom, sal ons Sondag kyk na sy begrafnis en sy opstanding. Maar vanoggend kyk ons na hierdie eerste twee aspekte, sy kruisiging, sy sterfte, sodat dit wat Jesus vir ons gedoen het, nooit sal vervaag nie, dat ons wat so maklik vergeet, dat ons nie sal vergeet nie, eerder dat ons sal onthou en dat ons as 'n bewys van dankbaarheid en aanbidding aan die Here sal lewe in die lig van die meriete wat hy vir ons vermag het deur sy kruisdood. Dis my bedoeling, soos ek vir julle gesê het vooraf, om vanoggend net die goeie ou storie aan julle voor te hou. Die teks uit te pak terwille van ons herinnering. So kom ons sluit die oë. Ek gaan nie weer vir ons die hele gedeelte vooraf lees nie, Ferdi het dit vir ons gelees met ons nagmaalviering. Nadat ek vir ons gebid het, sal ek vanaf vers 21 vir ons die storie vertel. Hemelse Vader, in alle nederigheid buig ons onsself voor U. Ons is vanoggend oorweldig as ons dink aan dit wat Jesus vir ons deurgemaak het. En Here, dit is my persoonlike gebed dat U vir ons elkeen nou die vermoë deur die Gees bewerk sal gee om die storie as dit ware in ons geestesoog te sien afspeel. En dat ons dit sal aanskou deur die oë van geloof, soos wat U dit geopenbaar het in U geïnspireerde woord. En Here, dat ons kennis mag neem, notisie mag neem van dit, die dierprys wat U vir ons betaal het, vir ons verlossing, ons vergifnis, ons versoening, ons redding. Here, kom en werk nou in ons midde. Skilder Uself af voor ons in die heerlikheid. Mag vanoggend vir baie van ons, Here, 'n keerpunt wees in ons lewe, waardeur ons verdiep is in ons kennis van dit wat gebeur het op Goeie Vrydag, soveel jare, soveel eeue gelede. En as daar enigiemand in ons midde is vanoggend, Here, wat U nog nie waarlik ken van harte, Vader, deur 'n reddende verhouding met Jesus Christus, wat nog nooit tot bekering gekom het, nog nooit Jesus aangeneem het as verlosser van sonde en Here van hulle lewe deur geloof nie, mag vanoggend daardie oggend wees wat U in hulle harte werk, wat U oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, sodat hulle ook, Here, 'n vaste geloof mag hê in die dinge waarvan ons vanoggend gaan hoor. Here, dat hulle ook U redding mag smaak. Hierdie dinge bid ons in Jesus se naam. Amen. Gemeente, eerste aspek van Jesus se lyding op Golgotha is sy kruisiging natuurlik, die kruisiging van Jesus Christus. As julle na vers 20 kyk, en ek wil julle met julle Bybels oophou en saam met my hierdie storie werk. Nadat die soldate Jesus gegeesel het en weggelei het om gekruisig te word in vers 20, dan lees ons in vers 21 hierdie woorde. Hulle het 'n verbyganger, kyk onderweg op die Via Dolorosa na Golgotha toe, het hulle 'n verbyganger, 'n sekere Simon van Cyrene, wat van die platteland gekom het, die vader van Alexander en Rufus, gedwing om Jesus se kruis te help dra na die plek van teregstelling. Dit was 'n Romeinse gebruik gewees in daardie dag, dat die veroordeelde moes, wat hulle genoem het, sy eie
patibulum, die dwarsbalk van die kruis, sy eie patibulum moes hy gedra het, vanaf die plek wat hy veroordeel was na die plek waar hy tereggestel sou word. En dit was geen ligte gewiggie nie. Daai dwarsbalk het ongeveer na bewering 100 pond geweeg. En dit moes Jesus dan ook gedra het. Die rede waarom die veroordeeldes hierdie deel van die kruis moes dra in die publiek, is dat die publieke skande, die publieke skaamte, was deel van die straf wat daai veroordeelde moes dra. Hy het dan hierdie swaar stuk hout gedra, en die teks sê vir ons spesifiek, Johannes se weergawe van die gebeure in Johannes 19 vers 17 sê, Jesus het sy kruis begin dra na die plek van teregstelling, maar hy was so swak, hy was so uitgeput alreeds op hierdie punt. Onthou nou, Jesus het die vorige aand, was hy gevange geneem in Getsemane, hy was onwetlik, onregverdig verhoor voor die Sanhedrin van die Jode, hy was onregverdig veroordeel, hy was in 'n sel gegooi, waar hy min tot geen slaap gehad het die hele nag nie. Vroeg die oggend, sê Johannes se evangelie, het hulle hom kom haal, ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor sê, en na sy verhoring voor Pontius Pilatus was hy gestuur om gegeesel te word. En dit het basies ingesluit dat hulle hom 39 houe sou gegee het met 'n sweep wat riempies gehad het, en aan die punt van die riempies was daar skerp ysterstukkies of been vasgemaak waarmee hulle hom geslaan het. 39 houe. Hy was swak, hy was uitgeput, hy was bebloed, en hy het nie in sy menslikheid die vermoë gehad om hierdie kruis verder te dra na die plek van teregstelling nie. En daarom lees ons hier in vers 21 dat die soldate het willekeurig 'n man langs die pad gegryp, 'n verbyganger wat op pad was in Jerusalem om hom te help sy kruis dra na buite die stadsmuur. Hierdie verbyganger se naam, sê vers 21 vir ons, was Simon. Nou Simon was 'n algemene naam gewees, en daarom identifiseer Markus vir ons verder wie hierdie Simon was. Hy was van Sirene. Dit was 'n baie belangrike stad teen die kus in Noord-Afrika, en ons lei af daar was 'n Joodse kolonie gewees waar Jode gewoon het. Want Handelinge 2 vers 17, toe die Heilige Gees uitgestort is met Pinksterfees, sê dit, daar was 'n klomp Jode in Jerusalem vir daai fees van Sirene af. So daar was 'n kolonie, en hierdie Simon was waarskynlik van daar afkomstig, en hy was in Jerusalem hierdie naweek om die Pasgafees te vier, soos wat hulle gebruik was. Hy was ook die vader van Alexander en Rufus, sê vers 21. Nou, dis net Markus wat hierdie twee name aandui, van al die evangelieverhale. En die rede is, onthou, Markus skryf vir 'n Romeinse gehoor, sy evangelierekord, soos wat Matteus sy evangelie vir die Jode skryf, soos wat Johannes sy evangelie vir die groter Griekse wêreld skryf Markus vir 'n Romeinse gehoor. En die gelowiges in Rome het waarskynlik hierdie twee manne geken, want aan die einde van Romeine, in hoofstuk 16 vers 13, lees ons weer van hierdie Rufus. Dan hy was bekend by die kerk, en so het Markus hom dan vir die Romeinse gehoor, of die Romeinse gelowiges identifiseer. Die gelowiges sou sy seuns ken. Vers 21 sê hy het van die platteland af ingekom. Die afleiding daar is dat die stad was so vol gewees, weens inwoners of mense van buite Jerusalem wat vir die fees daar was, dat daar nie herberg meer in die stad was nie. En heelwat van die Jode wat van heinde en verre gekom het, moes herberg buite die stad kry in nabygeleë plattelandse dorpies. En Simon van Sirene het waarskynlik in so 'n dorpie op die platteland gebly tydens hierdie naweek, en op pad in Jerusalem in vir die viering van die Pasga daardie dag, stap hy toevallig verby die konvooi wat Jesus vergesel na Golgotha, en die soldate gryp hom, hulle lê beslag op hom, en die teks sê hulle het hom gedwing om Jesus se kruis te dra.
Dit was reg wat die Romeinse soldate in Jesus se dag gehad het. Wetlik kon hulle van enige Romeinse burger vereis om hulle te help met hulle diensplig. Dis onder andere waarna Jesus verwys in Matteus 5 vers 41, wanneer hy vir sy disippels leer, as iemand van jou 'n myl afdwing, stap 2 myl saam met hom. Die Joodse soldate kon dit doen, en in hierdie geval het hulle dit gedoen met Simon van Sirene. Dan sê vers 22 vir ons, hulle het hom gebring na die plek Golgotha, wat as dit vertaal word, kobbeenplek beteken. Nou, die soldate het Jesus vergesel, liewer geneem na die algemene plek van, of die gebruikelike plek van teregstelling, in Hebreëus Golgotha. En Markus vertel vir ons dat die vertaling van die Hebreëse Golgotha is kobbeenplek. En is 'n gepaste naam vir die plek van teregstelling, nie waar nie? Net so terloops, die Engelse term Calvary, wat ons dikwels gebruik of hoor, kom van die Latynse calva af, wat beteken ook skedel of kobbeen. Golgotha was 'n klipagtige heuwel gewees, wat die vorm van 'n skedel gehad het, en daarvandaan sy naam. Nou, hierdie heuwel, Golgotha, was buite die stad gewees, buite die stadsmuur, naby die stadsmuur, en teen een van die ingange in die stad in. En dit is hoekom daar soveel van die Jode wat van die platteland af in die stad ingekom het vir die Pasga, hierdie skouspel aanskou het op die heuwel waar Jesus gekruisig was. Vers 23 sê, hulle wou hom wyn gemeng met mirre gee, maar hy het dit nie geneem nie. Volgens Joodse tradisie was daar Joodse vroue in Jerusalem wat verdowende drankies aangemaak het en gegee het aan die veroordeeldes, om die pyn van kruisiging bietjie te verlig. Hulle het dit gedoen, kwansies, op grond van dit wat ons lees in Spreuke 31 vers 6 en 7, wat sê, gee sterk drank aan die een wat ten gronde gaan. Wyn aan mense met verbitterde siele, laat hy drink en sy swaar kry nie meer onthou nie. Op grond van hierdie teks het hulle dan die drankies aangemaak en gegee vir die veroordeeldes. Ons teks in Markus sê vir ons, dit was wyn gemeng met mirre. Mirre was 'n tipe plant of 'n krui met verdowende eienskappe. Hulle het dit saam gemeng, en dan sê die teks hulle. Dit was of die vroue, ek dink dit was meer waarskynlik die soldate wat hier ter sprake is, wou vir Jesus met die aankom by Golgotha hierdie drankie ingee, sodat dit kan begin werk so lank in sy sisteem om hom te verdoof, soos wat hulle hom kruisig. En dan sê die teks, Jesus het dit geweier, spesifiek hy het dit nie geneem nie, sodat hy by sy volle positiewe kon wees, wanneer hy hierdie God opgelegde missie van hom uitvoer, en sy lewe aflê, terwille van die verlossing van almal wat sou glo. Hy wou by sy volle positiewe wees. En dan sê vers 24 net eenvoudig, toe kruisig hulle hom, net so, en verdeel sy boklere deur daaroor te loot, oor wie wat sou neem. In alle eenvoud skryf Markus, toe kruisig hulle hom, hy brei nie uit daarop nie, hoekom? Want onthou, hy skryf vir 'n Romeinse gehoor, en sy lesers sou geweet het, as Romeinse burgers, wat hierdie gebruik behels. Hy gaan nie in baie detail in nie. Maar ek wil vir julle sê, soos wat Ferdi vanoggend uitgelig het, dit was een van die mees brutale, een van die mees wreedste, die mees pynlike en mees uitmergelende wyses van teregstelling nog ooit deur die mens uitgedink. Ek wil ook nie in te veel detail ingaan nie, maar ek wil net kortliks benadruk wat hierdie stelling, toe kruisig hulle hom, ingesluit het. Die gebruik het ingesluit dat hulle die veroordeelde ontklee het. En kyk, ek gebruik die term veroordeelde. Ons weet Jesus was totaal en al regverdig. Hy was onskuldig veroordeel. Hy was sonder sonde, sonder skuld.
Maar die gebruik was dat die persoon wat dan nou veroordeel was tot teregstelling deur kruisiging, hy sou deur die soldate ontklee word. Hulle sou al sy boklere, soos die teks sê, uitgetrek het. Dit is sy oorkleed, sy onderkleed. As hy 'n beld aangehad het, sou dit uitgetrek geword het. As hy sandale aangehad het, sou dit uitgetrek geword het. As hy 'n kopbedekking, hoofbedekking aangehad het, sou dit uitgetrek geword het. En dit het dan volgens gebruik die eiendom van die soldate geword. En daarom sê die teks vir ons, hulle het geloot oor sy boklere, oor wie dit sou neem. Johannes 19 vers 23 sê ook vir ons dat dit so gebeur het. En onwetend het hierdie soldate 'n Ou Testament profesie vervul deur die lot te werp oor Jesus se klere. Ons lees daarvan in Psalm 22 vers 19. Wat eeue voor die gebeure gesê het, hulle verdeel my klere onder mekaar, hulle loot oor my boklere. En dit het toe in vervulling gegaan. En nadat, kyk, al wat hy om hom aangehad het, was 'n lendelap, of 'n loincloth in Engels, sy onderklere basies, is al wat hy aangehad het, wanneer hy daar gehang het, aan die kruis. En hulle het dan, nadat hulle hom ontkleed, hom uitgestrek op die kruis, wat op die grond gelê het, en dan het hulle hom vasgespyker, sy 2 hande aan die 2 kante van die dwarsbalk, sy voete het hulle op 'n stuk houtblok gesit, wat teen die vertikale balk vasgemaak was, sodat hy sy gewig daarop kon steun, en hulle het sy voete dan ook met spykers daaraan vasgeslaan, en dan het hulle die kruis opgehuis en hom so staan gemaak. Die gekruisigde se marteling was 'n uitgerekte storie, soos ons onsself kan indink. Dood het stadig, dit het pynlik gekom, baie keer het van hierdie gekruisigdes eers 2 tot 3 dae na die kruisiging gesterf. En dikwels was die kruisiging, as hulle haastig was, verhaas deur die bene van die gekruisigde te breek, soos wat Johannes 19 vers 31 tot 33 vir ons sê, hulle gedoen het met die rowers aan Jesus se weerskante. Die bene was gebreek, sodat hy nie sy gewig meer kon leun op daai houtbalk nie, blok nie, en dan het hy gesterf van uitputting en uiteindelik die gebrek aan suurstof, hy het versmoor. En dis hoe uiteindelik die persoon wat gekruisig is gesterf het, weens uitputting, weens dehydrasie en dan 'n gebrek aan suurstof. En dan sê vers 25, dit was die 3de uur toe hulle Jesus so gekruisig het. Nou, hier is iets interessant vir my, alhoewel Markus vir 'n Romeinse gehoorskryf gebruik hy die Joodse wyse van tyd aandui. Die Jode het tyd aangedui van 6:00 die oggend son op tot 6:00 die aand son onder. En hy sê dan hierso vir ons dat Jesus gekruisig was op die 3de uur. Dit wil sê 9:00 die oggend, van 6:00 die oggend afgetel. Ek wil ietsie hier sê oor die tydverloop wat baie interessant is. Johannes in sy evangelie, en Johannes gebruik die normale Romeinse manier van tyd aandui, 12:00 in die nag, 12:00 in die middag. En Johannes sê vir ons op die 6de uur, dit wil sê 6:00 daai oggend het die Sanhedrin vir Jesus weer gaan haal. Nadat hulle vergadering gehad het, het hulle hom gaan haal in die sel. Hulle het hom gebring voor Pontius Pilatus, 6:00 daai oggend. En van 6:00 tot 9:00 wat hy gekruisig is, het 'n paar goedjies gebeur. Hy was eers voor Pontius Pilatus en toe het daar heen en weer begin. Pontius Pilatus het mos Jesus laat stuur na koning Herodes toe, omdat hy geen skuld in hom gevind het nie. Koning Herodes het ook dit as 'n belaglike saak afgemaak, om teruggestuur na Pontius Pilatus toe, en dit het toe nou gebeur vanaf 6:00 af. Pontius het vir Jesus oorgegee om gegeesel te word. Die verhore van die 2 manne wat saam met Jesus tereggestel is, het plaasgevind in daai tyd. Die voorbereidings vir die kruisiging het plaasgevind, en dan Jesus se dra van sy kruis na Golgotha toe. Dit alles het plaasgevind van 6:00 daai oggend af, tot op hierdie punt, die 3de uur, 9:00 die oggend, wat hulle Jesus aan die kruis vas gespyker het. En dan sê vers 26, die inskripsie van die aanklag teen hom is bo hom aangebring, die koning van die Jode.
Weereens, hierso is 'n Romeinse gebruik van die dag. Dit was gebruiklik om die inskripsie met die gekruisigde se naam en sy misdaad bo hom te hang, sodat almal kan sien. Johannes 19 vers 19 sê ook vir ons dat die volle naam en inskripsie daar gehang. En hoekom? Wel, die rede is dieselfde as hoekom hulle hom sy kruis laat dra het deur die strate na Golgotha toe, is terwille van die publieke skande en skaamte wat deel was van sy straf, het hierdie bord daar gehang. Markus in ons teks teken aan dat hy teken net die aanklag aan wat op die bord aangebring was, naamlik Jesus se bewering dat hy die koning van die Jode was. Nou, Pontius Pilatus het hierdie inskripsie bo Jesus se kop bedoel as 'n belediging vir die Jode, die belediging vir Joodse aspirasies tot onafhanklikheid. Julle sal onthou dat die Jode in Jesus se dag het 'n verkeerde verwagting gehad van die Christus. Hulle het gedink as Jesus opdaag, of die Christus opdaag, dan sou hy 'n politieke figuur gewees het, 'n militêre leier wat die Jode sou verlos het van Romeinse dominering, sodat die Jode weer 'n onafhanklike, teokratiese staat onder God sou kon wees. En dit was 'n verkeerde verwagting. Interessant, ek sal nou meer hieroor sê, net voor Jesus se kruisiging lei ons af, daar was 'n Joodse oproer gewees, 'n opstand teen Rome, waarvan Barabbas en hierdie twee rowers aan Jesus se sy waarskynlik deel was. En Pontius Pilatus het dan hierdie inskripsie bo Jesus se kop as 'n belediging van hierdie Joodse aspirasies tot onafhanklikheid bedoel. Dit is wat ons, Rome, doen met julle konings, met julle leiers. Hulle kon onafhanklikheid op hulle maag vee en met hulle hemp afvee, soos my ma altyd gesê het. Dit was die idee met Pontius Pilatus se inskripsie, maar God het hierdie inskripsie bedoel om waarheid weer te gee, nie waar nie? Want die waarheid het bo Jesus gestaan. Hy was die koning van die Jode. Hy is die koning van die Jode. En nie net die Jode nie, hy is die koning oor die heersers van die wêreld, sê Openbaring 1 vers 5 vir ons. Hy is die Here oor alle Here, hy is die koning van alle konings. So daai inskripsie was absoluut waar en elkeen kon dit sien, is dit nie ironies nie. Vers 27 sê, saam met hom het hulle dan twee rowers gekruisig, een aan sy regterhand, een aan sy linkerhand. Twee rowers, soos ek genoem het, hulle was moontlik gearresteer saam met Barabbas vir 'n mislukte opstand teen Rome, waar tydens daar geroof was en waar tydens daar moord gepleeg was. Kyk gou na Markus 15 vers 7. Dit sê vir ons, daar was 'n man met die naam Barabbas wat gevange geneem is saam met die rebelle wat moord gepleeg het tydens 'n opstand. Barabbas was waarskynlik 'n leier in daai opstand gewees. Die twee rowers was waarskynlik dalk deel van hierdie. Ek wil net noem Johannes 18 vers 14 noem ook vir Barabbas 'n rower. Hy was 'n rower. Johannes 18 vers 40. En dat hulle Barabbas was toe nou vrygelaat deur Pontius Pilatus, maar hierdie twee rowers wat ook gevange geneem was in hierdie opstand is gekruisig tereggestel saam met Jesus. En dan hartseer vir my, vers 28 is nie in julle 2020 vertalings nie. Dit hoort daar. Vers 28 het gesê, die skrifte is vervul wat lei, hy is saam met misdadigers gereken. Dit is 'n herhaling van Jesaja 53 vers 12. Die rede hoekom dit nie in die 2020 aangedui is nie, is omdat dit nie in die oorspronklike bronteks verskyn nie. Maar dit is vir Jesus se kruisiging saam met twee rowers is versekerde vervulling van Jesaja 53 vers 12. Hy is saam met misdadigers gereken in sy dood. En dis nie al wat gebeur het nie. Kyk gou saam met my na vers 29 en 30. Die verbygangers, diegene wat in Jerusalem ingekom het vir die viering van die Pasga, het hom gelaster terwyl hulle koppe skud en gesê, ha, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself, kom af van die kruis.
Jy weet, terwyl Jesus daar aan die kruis gehang het, gelei het, was hy beledig verbaal, hy was bespot selfs deur hulle liggaamstaal, diegene wat net kop geskit het oor Jesus, en dit was die verbygangers wat dit gedoen het, Jode wat in die Jerusalem omgewing was vir die Pasgafees, wat waarskynlik ook herberg moes vind in die platteland naby Jerusalem, wat daai oggend ingekom het vir die viering van die Pasga. Hierdie toeskouers het hom gesien en het hom so bespot op hulle pad in Jerusalem in, hom gelaster soos Markus vir ons skryf. En dis nie waar die lastering begin het nie. Wil net vir julle uitwys, Jesus se lastering het ver voor dit begin. Blaai gou terug na Markus 14 vers 65. Sy lastering het die vorige aand al begin toe die Sanhedrin na sy inhegtenisname hom onwetlik, onregverdig verhoor het. Vers 65 van Markus 14 sê, sommige het toe, nadat hulle hom verkeerdelik skuldig bevind het, op hom te spoeg. Die Sanhedrin lede het hom geblinddoek, hom met die vuis geslaan en vir hom gesê, profeteer, wie het u geslaan? Ook die dienaars het hom klappe gegee. Verskriklike belewenis. Daarna het hy die nag in 'n sel deurgebring, waarskynlik min tot niks geslaap nie. Die volgende oggend was hy deur Pontius Pilatus oorgegee om gegeesel te word, en daar het die spotting aangegaan deur die soldate. Eers die Sanhedrin, toe die soldate. Kyk na hoofstuk 15 vers 16 tot 20. Dit sê die soldate het Jesus weggelei die paleis, naamlik die Praetorium binne, en die hele kohort soldate het hulle byeengeroep. Toe trek hulle vir hom 'n purperrooi mantel aan en sit vir hom 'n doringkroon op wat hulle gevleg het, en begin hom spottend groet. Gegroet, koning van die Jode. Hulle het hom herhaaldelik met 'n riet oor die kop geslaan oor sy doringkroon. Hulle het op hom gespoeg, knielend aan hom kamstig eer bewys. En nadat hulle hom bespot het, het hulle sy mantel afgehaal, sy boklere weer aangetrek en hom weggelei, Golgotha. So dit het begin by die Sanhedrin, toe die soldate, en toe aan die kruis die verbygangers in Jerusalem in. Met betrekking tot hulle woorde hier, hulle het vir hom gesê, ha, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself, kom van die kruis af. Hulle het geredeneer, as Jesus dan kamstig, volgens sy bewering, die tempel, daai enorme, dit was een van die wonders van die wêreld van die tyd, tempel kon afbreek, wat volgens Johannes 2 vers 19 tot 22, 64 jaar gevat het om te bou. As hy dit kan afbreek en in 3 dae alleen kan opbou weer, die groter werk, kan hy mos nou sekerlik die kleiner werk doen, deur af te klim van die kruis af en homself so te red. Maar hulle het Jesus se bewering natuurlik verkeerd verstaan. Johannes sê vir ons in Johannes 2 vers 19 tot 22, Jesus het gepraat van die tempel van sy liggaam, dat hulle dit sou afbreek met sy kruisiging, en hy sou dit na 3 dae weer oprig deur sy opstanding, en dit het presies so gebeur. Maar dis nie net die verbygangers wat hom gelaster het nie. Kyk gou na vers 31 en 32, op dieselfde manier het ook die leierpriesters saam met die skrifkenners spottend vir mekaar gesê, ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons kan sien en glo. Die godsdienstige leiers van Jesus se dag het hom ook beledig, het hom ook bespot, op dieselfde manier as die verbygangers, sê die teks. Kyk, hulle obsessie met Jesus se dood, waarvan ons lees in die evangelies, was uiteindelik vervul. Jesus is besig om te sterf, hulle was tevrede daarmee, hulle het hulle self geregverdig gevoel. Julle moet onthou, ons lees van hierdie godsdienstige leiers se begeerte om Jesus dood te maak, al van vroeg in die evangelieverhale af. Net in Markus se evangelie, in Markus 3 vers 6, Markus 11 vers 18, Markus 12 vers 12, Markus 14 vers 1, praat van hulle begeerte om Jesus om die lewe te bring. En dan verder praat dit van hulle bydra
tot sy uiteindelike veroordeling en teregstelling, sy moord. In Markus 14 vers 65, Markus 15 vers 1, Markus 15 vers 11 tot 13. En hulle, hierdie godsdienstige leiers, het Jesus gelaster op grond van sy bewering om die Christus te wees, soos Markus aandui. En hulle het hom uitgedaag om bewys te lewer dat hy die Christus is deur van die kruis af te klim en homself sodoende te red. Die ironie is dat indien Jesus enige iemand wou red, kon hy juis nie doen wat die godsdienstige leiers voorgestel het en homself red van sy God opgelegde taak nie. Hy moes die kruis wegstap, die dood aan die kruis beleef, sou enige iemand gered word. Dit is wat hy al vroeër in sy bediening begin leer het vir sy disippels. Kyk na Markus 8, vers 31. Markus 8 vers 31. Die teks sê vir ons, Jesus het begin om hulle te leer dat die Seun van die mens baie moet ly, deur die familiehoofde, leierpriesters en skrifkenners verwerp en doodgemaak moet word en na 3 dae moet opstaan. Hy het openlik hieroor gepraat. Hy het dit voorspel lank voor dit gebeur het en geleer dit moet gebeur. En dit is dan wat gebeur het. En dan sê vers 32 se einde vir ons dat nie net die Sanhedrin nie net die soldate nie net die verbygangers in Jerusalem in daai oggend nie net die leierpriesters en die skrifkenners nie, ook diegene wat langs hom gekruisig was, die 2 rowers, het hom bespot en beledig. Ook hulle wat saam met hom gekruisig is, het hom beledig, het hom gelaster. Prys die Here, ons weet dat een van hulle het volgens Lukas 23 vers 39 tot 43 tot inkeer gekom. En helaas net voor sy dood 'n opregte geloof in Jesus gehad. Het hy vir Jesus gesê, dink aan my as u aan u paradys kom, en ons weet daai geloof was eg, want Jesus se reaksie aan hom was gewees, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Maar hierdie man ook het begin om Jesus te laster, net soos die ander. En uiteindelik het hy tot inkeer gekom. Geliefde, het jy al tot inkeer gekom? Tot bekering van jou sondes? Het jy al jou geloof in Jesus Christus geplaas as jou verlosser van sonde? As die Here van jou lewe? Die eerste aspek van Jesus se lyding op Golgotha was sy kruisiging wat ons nou deurgegaan het. Ek wil ook saam met julle vinnig kyk na hierdie tweede aspek van Jesus se lyding op Golgotha. Dis die sterwe van Jesus. Jesus se sterwe. Kyk na vers 33. Dit sê toe die 6de uur aanbreek, het dit oor die hele aarde donker geword tot die 9de uur toe. Markus dui aan, daar het 'n duisternis oor die aarde gekom, die 6de uur. Nou Markus gebruik die Joodse manier van tyd aandui, met ander woorde, dit was teen 12 uur daai middag. Toe slaan die duisternis toe. Het sê dit het oor die hele aarde, hierdie woord hier in die Grieks gein, kom van die wortel gei af in die Griekse taal, wat beteken aardoppervlak of land. Daar is verskille oor die vertaling van hierdie woord. Dit kan wees dat Markus net sê oor die hele aardoppervlak waar hulle besig was. Met ander woorde, oor die hele Palestina en omliggende gebiede het duisternis toegesak. Of dit kan wees dat dit 'n wêreldwye duisternis was. Al twee maniere van dink is toelaatbaar deur hoe dit gestel word in die oorspronklike teks. Maar nietemin, duisternis het toegesak. En teen hierdie tyd, onthou hier sê hy dis die 6de uur, teen hierdie tyd het Jesus al 3 ure gehang aan die kruis, besig om gemartel te word. En hy sou nog 3 ure hang, tot 3 uur die middag, wat hy uiteindelik gesterf het. Volgens vers 34. Terwyl hy hang aan die kruis, 12 uur daai middag, gebeur daar 'n sonsverduistering. Dis nie 'n natuurlike sonsverduistering gewees nie, dis 'n bo-natuurlike sonsverduistering deur God,
bewerkstellig. En dit het gebeur as 'n teken dat God besig was om sonde te oordeel. Dit is die simboliese betekenis van daai duisternis wat toegesak het. Dikwels in die Ou Testament, wanneer God sy oordeele oor die sondes van volkere, selfs sy eie volk uitspreek, gebruik hy profetiese taal. Duisternis is gewoonlik deel van dit, dat hy duisternis bring oor daardie persone wat gestraf word vir sonde. En dis die betekenis hier, toe God die sondes van die wêreld op Jesus Christus plaas, het daar 'n duisternis toegetree as 'n bewys. God was besig om die sondes van elkeen wat sou glo te straf. Elkeen wie geglo het, beide in Ou Testament tye en Nuwe Testament tye. Jesus was sonde vir ons gemaak aan die kruis, moet dit nie vergeet nie. Jesaja 53 vers 5 en 6 sê dit vir ons, 2 Korintiërs 5 vers 21 sê dit vir ons duidelik, en daar in die liggaam van Jesus wat verbrysel was vir ons aan die kruis, het God sy oordeel oor ons sonde gevel. 'n duisternis het toegetree. Vers 34 sê, op die 9de uur het Jesus met 'n harde stem uitgeroep, Eloi, Eloi, lema sabachthani, wat as dit vertaal word beteken, my God, waarom het U my verlaat? Die duisternis wat toegetree het vanaf die 6de uur is 'n uitbeelding van Jesus se woorde hier, wat Jesus in woorde uitdruk. Is eintlik 'n Arameese aanhaling van Psalm 22 vers 1. En Markus vertaal vir ons hierdie Arameese woorde in Grieks vir sy lesers. My God, waarom het U my verlaat? Toe Jesus die vloek van sonde op homself neem en hy die oordeel van God oor sonde beleef, betaal, moes die Vader vir daai oomblik wegkyk van Jesus af. Hoekom? Want soos Habakuk 1 vers 13 vir ons sê, ons volmaak heilige God se oë is te rein om sonde selfs te aanskou. Toe Jesus sonde gemaak was vir ons, moes die Vader vir 'n oomblik wegkyk van Jesus af. Jesus het namens elke gelowige, jou en my, God verlatenheid daar verduur, skeiding van God. Hy was van God verwyder. Hy was van God vervreem vir daai oomblikke ter wille van ons, sodat ons wat glo nooit weer God verlatenheid hoef te verduur nie. En sodat God daai belofte kan maak van Hebreërs 13 vers 5, ek sal julle nooit begewe en verlaat nie. Want Jesus het namens ons reeds God verlatenheid vir ons sonde beleef. En nie net was die duisternis 'n fisiese fenomeen nie, Jesus self aan die kruis het 'n innerlike, 'n geestelike duisternis in daai oomblikke vanaf die 6de uur, 12 uur die middag beleef. Dan sê vers 35 en 36, toe sommige van die omstanders dit hoor, sê hulle, kyk, hy roep Elia. Iemand het gehardloop 'n spons met suurwyn deurweek, dit op 'n riet gesit en vir hom gehou om te drink met die woorde, wag, laat ons sien of Elia kom om hom af te haal. Ek wil net hier noem, volgens Joodse tradisie het Elia die profeet gekom om die Jode, die gelowige Jode wat ly, by te staan in hulle lyding. En die Jode wat om Jesus se kruis gestaan het, met sy kruisiging, het hom verkeerd gehoor, waarskynlik. Hulle het sy uitroep, Eloi, Eloi, verkeerd verstaan, as 'n uitroep na Elia, die profeet. En daarom lees ons hier in die teks, het iemand gekom, waarskynlik een van die Jode wat daar gestaan het, en dit in vervulling van Ou Testament profesie. Ons lees in Psalm 69 vers 22 dat hulle het gif in my kos gesit, vir my dors het hulle my asyn laat drink, 'n profesie oor die Christus wat hier vervul is, onwetend.
het iemand gekom, een van daai Jode met suurwyn. Dit was flou asyn wat gemeng was met eier en met water. Dit was 'n baie goedkoop drankie, baie populêre gewilde drankie. En daar het 'n kan van dit gestaan by die kruis, waarskynlik dalk een van die soldate en hulle het daai suurwyn op 'n spons, op 'n stok vir Jesus aangebied. En die bedoeling was dat as hulle sy lewe net so bietjie kan verleng, kan hulle dalk sien of Elia kom om hom af te haal van die kruis af, volgens Joodse tradisie in daai dag. Vers 37 sê Jesus het toe met 'n harde stem uitgeroep en sy asem uitgeblaas. Hier wil ek vir julle iets interessants uitwys. Die feit dat Jesus met 'n harde stem uitgeroep het teen 3:00 daai middag en self sy laaste asem uitgeblaas het, sê vir ons hy het nie gesterf op die normale manier wat mense wat gekruisig was gesterf het nie. Hy het self vrywilliglik sy lewe afgelê toe sy op God opgelegde missie afgehandel was. Hy het mos self gesê in Johannes 10 vers 17 en 18, die Vader het my mag gegee om my lewe neer te lê en dit weer op te neem. Niemand neem dit van my weg nie, ek lê dit self neer terwille van my skape, en dit het Jesus gedoen. En is geen wonder dat Pilatus so verbaas was hieroor nie. Kyk na vers 44 van Markus 15. Het sê vir ons Pilatus was verbaas dat Jesus al dood was. En het die centurie toe laat roep en hom gevra of Jesus reeds 'n geruime tyd dood was. Want hy het nie gesterf op die normale manier nie. Pilatus was verbaas hieroor. Hy het self sy lewe neergelê, self sy asem uitgeblaas soos hy gesê het. Vers 38 sê vir ons die voorhangsel in die heiligdom is toe in twee geskeur van bo na onder. Die voorhangsel, toe Jesus sy asem uitblaas en sterf, het daai voorhangsel geskeur. Die voorhangsel was 'n baie dik doek wat gehang het tussen die heilige plek en die allerheiligste plek in die tempel van die Here. En daai doek het die heilige plek, die offers eintlik, maar die Ou Testament offers wat in die voorhof en in die heilige plek gebring was, en ook toegang tot God se allerheiligste teenwoordigheid afgeskei. Die feit dat daai doek gebreek het, is 'n aanduiding dat die Ou Testament offers is nie meer nodig nie. Jesus het dit vervul, soos Kolossense 2 vers 16 en 17 duidelik sê. Jesus se finale offer, hy wat self die hoëpriester was en die paaslam, die offeraar en die offer, sy volkome, sy volmaakte offer was genoeg om vir die gelowige ongehinderde, onbeperkte toegang voortaan tot God se teenwoordigheid te verleen. Nie langer hoef ons soos die Ou Testament volk van die Here deur offers na die Here te kom nie. Ons kom deur die eens vervolmaakte offer van Jesus Christus. En dit is wat die skrywer aan die Hebreërs konstant benadruk in die boek van die Hebreërs. Onder andere Hebreërs 10 vanaf vers 19, hy sê, broers, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus se kruis om in te gaan na die heiligdom. Dit wil sê die allerheiligste teenwoordigheid van God, langs 'n nuwe en lewende weg wat Jesus vir ons geopen het deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam, en so gaan hy aan. Ek wil iets uitwys hier in vers 38, die werkwoord hier is passief, wat beteken dat God daai voorhangsel self geskeur het. Die rigting van die skeur, van bo tot onder, is ook 'n aanduiding dat God daai voorhangsel self geskeur het. Geen mens kon dit doen nie. Dit is 'n aanduiding vanaf God, dat hy nou op grond van Jesus se verlossingswerk vrye toegang verleen aan alle gelowiges in Christus, om op hierdie kosbare weg, deur sy bloed heen, voor die Vader te kom. En dit is hoekom ons toegelaat word voor die Vader wanneer ons bid. Die voorhangsel is vir ons geskeur. Ag, en net 'n interessantheid, ek is oortuig daarvan dat sommige van die priesters wat diens gedoen het in die tempel terwyl dit gebeur het, het tot geloof gekom. Terwyl hulle voorbereiding getref het 3:00 daai middag vir die aandoffers, wat hulle gebruiklik gebring het, moes hulle dit gesien gebeur het.
En dan in Handelinge 6 vers 7, na die aanstel van diakens, dan lees ons dat baie van die priesters het hulle aangesluit by die vroeë kerk, tot geloof gekom in Christus. Dis waarskynlik, moontlik, dat dit op grond van hierdie gebeurtenis was. In elk geval vers 39 sê dat die centurio, wat reg oorkant Jesus gestaan het hom sien sy asem so uitblaas. En sy woorde was, hierdie man was werklik seun van God. Nou Markus hier, wat vir die Romeine skryf, hy het gebruik hier 'n transliterasie van 'n Latynse woord, centurion, wat vertaal word centurio vir ons. Dit beteken 'n hoofman oor 100, met ander woorde 'n leier, of 'n tipe van 'n generaal in die weermag. Waarskynlik was hierdie centurio die bevelvoerder oor hierdie afvaardiging wat Jesus moes kruisig. En hierdie centurio wat 'n rou heiden was, het waarskynlik nie hierdie belydenis, hierdie man was werklik seun van God, bedoel in die Christelike sin van die woord nie, né? Ek meen, hy was 'n rou heiden. Hy het gesien wat gebeur het, hy het waarskynlik nie verwys na Jesus as die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid, met ander woorde nie. Hy het waarskynlik bedoel hier dat Jesus was 'n goddelike mens. Hy was dit, hy was God, volmaak mens in een persoon. Maar hy het dit sekerlik bedoel soos wat die Romeine van sy dag gedink het, dat die keiser was goddelik gewees. En tog, ja, die teks is stil ook oor of hy werklik tot geloof gekom het of nie uiteindelik, maar Markus wat dit vir ons aanteken, hy bedoel hierdie stelling in die volle Christelike sin van die woord. Hierdie centurio het waarskynlik meer gesê as wat hy op daai oomblik besef het, want Jesus was die volmaakte seun van God wat gesterf het vir die sondes van elkeen wat sou glo. En sy belydenis is die klimaks van Markus se openbaring in sy evangelie oor die identiteit van Jesus. Dat selfs 'n rou heiden wat hierdie gebeure aanskou het, die heldhaftige wyse waarop Jesus uitgeroep het aan die einde en sy eie asem uitgeblaas het, dat hy hierdie erkenning maak, hierdie man was werklik seun van God. Geliefdes, ek wil hierdie boodskap vandag afsluit. Deur net te noem, op die Christelike kalender is Paasfees, dit wat ons vandag en Sondag herdenk, primêr van belang, want ons herdenk, soos ek in die begin gesê, die hartjie van die evangelie, naamlik Jesus se kruisdood wat ons vanoggend na gekyk het, en sy opstanding. Dit wat ons vanoggend behandel het, is 'n historiese realiteit. Hierdie dinge het gebeur. Jesus het dit namens jou en my deurgemaak. Hy het in ons plek gestaan, ons moes daai pad stap. Ons moes daai skuld dra, ons moes daai straf beleef, hy het dit namens ons gedoen, sodat daar vir ons wat glo, vergifnis en verlossing van sonde mag wees. Vrystelling van alle oordeel oor sonde, daar is geen meer veroordeling vir ons wat in Christus Jesus glo nie. Hy het dit gedoen terwille van ons versoening met 'n heilige God, dat ons in 'n regte verhouding met die Vader geplaas kan word deur bekering en geloof. En ook dat ons kan verkry die hoop, 'n blywende, egte, ewige hoop op die ewige lewe. Deel jy in daai hoop, geliefde. Hierdie dinge hou ek voor aan julle by wyse van herinnering, sodat ons nie sal vervaag in ons geheue oor dit wat Jesus vir ons gedoen het nie, maar eerder dat ons sal onthou altyd en as 'n bewys van ons dankbaarheid en aanbidding sal lewe in die lig van die meriete wat Jesus verwerf het vir ons op Golgotha. Amen. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, eer aan U in die hoogste hemele vir die kruis van Jesus. Here, dit is hartroerend om die dinge so te hoor. Ons dink nie elke dag so aan dit wat U vir ons deurgemaak het nie. En ons weet waarom die wêreld liewer nie hierdie dinge wil hoor nie, maar eerder wil vreugde beleef met paashase en paaseiers.
Maar vir ons sal die simboliek altyd bly die kruis en die leë graf. En dit is vir ons goed om te herinner te word aan hierdie dinge, dat ons mag besef die prys wat ons verlossing vir ons gekos het, en sodat ons nie ligtelik en goedkoop met verlossing en u reddende genade mag omgaan nie. Ag Here, benadruk aan ons die erns van dit wat gebeur het daardie oggend op Golgotha. Help ons om daaroor na te dink, die skrifte verder te ondersoek oor hierdie dinge, daaroor te mediteer in gebed vandag en in die res van hierdie naweek. En bring ons dan weer ook met voorbereide harte terug op Sondag, wanneer ons verder na hierdie verhaal sal kyk. Die begrafnis, die opstanding van ons Here, Jesus Christus. Seën ons nou met die sing van die slotlied, en ook ons same sy na die tyd. Ook die seënbede, dit vra ons in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die naam van Jesus Christus, hy wat sy lewe vir ons afgelê het op Golgotha, terwille van ons verlossing. Mag sy genade, die liefde van die Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees, vandag en in hierdie naweek. Gaan verheerlik die Here deur ingesteld te wees op hierdie dinge, dit te oordink, daarop te mediteer. Geniet die Here ten volle. Amen.